Goeiedag, welkom by ons aanlyn boodskap. Nou vandag vier ons Vadersdag in ons gemeente en wil ek 'n paar gedagtes oor man wees met jou wissel. Nou ek het so ligte verkoue as ek dalk 'n hoesie of so het, vergewe my maar. Maar my tema vandag is 2 sinne of 2 gebede wat jou kan sterker maak. Jou as man kan sterker maak, maar ek wil eintlik sê man of vrou, vir jou as mens kan sterker maak. Nou kyk, dit is 'n eeuwe-oue argument, of 'n eeuwe-oue vraag. As dit kom tussen mans en vrouens, so wie is nou die sterker geslag? Wie is die skoner geslag? Wie vat die langste om klaar te maak? Wie is die beste bestuurder? En dan kyk jy in die natuur en dan jy vra jy, wie is die skoner geslag? En dan lyk dit in die natuur, die diere, dat die mannetjies, veral in die voëlwêreld, die skoner geslag is. Maar as jy nou weer na ons kyk, is dit baie duidelik dat vrouens is die skoner geslag. Die vraag van, wie is die kleinserigste? Wie is die taaiste? Ek gaan nou vandag 'n paar van my mansvriende en kollegas en medebroeders kwaad maak. Ek is vas oortuig daarvan dat vrouens is die taaier en sterker geslag. Ek meen, as mens dink aan hormone, mens dink aan 28 dae siklus, jy dink aan swangerskap, jy dink aan geboorte, jy dink aan menopause en hierdie warm gloede wat jy skielik verander in 'n natuurlike, heater. Ek dink vrouens is die sterker geslag en dan om alles te kroon, leef vrouens ook langer as mans. Vrouens is 'n taai en 'n sterk geslag en ons eer julle daarvoor. Maar dit beteken nie dat mans ook uitdagings het nie. Bekommernisse het nie. Soms ook swak voel. Soms ook weerloos is. Soms in die nag rondrol van die een posisie na die ander posisie, omdat daar goed is wat jy in jou kop wil uitwerk, goed wat jy wil uitsorteer, jou eie donker kant met wie jy beklei, dinge by die werk wat vir jou moeilik is en groot uitdagings het. Ons sukkel daarmee en ek dink vir daai rede is dit nodig om so 'n bietjie vandag te praat oor wat man wees is en hoe kan goeie man wees vandag gevier word. Die ander waarheid is, as ons nou weer terug by mans en vrouens is, ek het al baie die temas van vroue konferensies gesien. Kyk, ek is nou nie 'n vrou nie, so ek kan dit nie bywoon nie. Maar dan sit hierdie celebrate your womanhood. You are fearfully and wonderfully made. En dit is al hierdie mooi goed van vrouens, het jy spesiaal vir God en God het jou lief en God wil jou optel en jou iets maak. Maar as jy na 'n mannekonferensie toe gaan, dan kry die manne net pak. Want ons is nie goed genoeg nie. Ons is nie mans genoeg nie. Ons is nie pa genoeg nie. Ons is nie daar genoeg nie. En ek dink met goeie rede. Want as jy nou mooi gaan dink, en jy dink nugter daaroor, dan lê baie van die wêreld se probleme gesetel in mans. Al die stikkend, al die seer, al die oorlog, al die heers, al die onderdrukking, selfs in kleiner gevalle soos huishouding, geweld, ontrouheid. Mans is ongelukkig skuldig. En ek dink nie ons kry dit altyd reg nie, en daarom het mense dit al baie keer gesê, as ons mans kan mooi heel maak, dat ons werklik kan wees wat God vir ons in gedagte het, sal hierdie wêreld 'n baie beter plek wees. Nou ek wil jou vandag nooi na 'n teks in die Ou Testament en 'n baie bekende verhaal. Nou toe ek 'n jong laerskoolkind was hierdie my gunsteling persoon in die Ou Testament, Samson. Hoekom? Dit was juis in daai tyd wat ons al hierdie komiekboeke gelees het van Hulk en Thor en Superman en Spider-Man en al hierdie sterk superhelde en dan lees jy skielik hier in die Bybel van hierdie sterk man. Dit het my verbeelding aangegryp. Dit het my verbeelding so aangegryp dat ek baie keer verby die negatiewe, hoe sy verhaal ook op 'n stadium negatief gedraai het, ek verby dit gekyk het. Ek het my verbeelding aangegryp. En ek wil vra dat ons vandag 'n paar verse uit Samson se lewe sal lees. Nou Samson, sy verhaal vind so oor 3-4 hoofstukke plaas, maar ek gaan net selekteerde verse lees en so 'n bietjie die storie vir jou vertel waar ek kan. Kom ons lees saam met Rigters 13 vanaf vers 2. Daar was 'n sekere man uit Sora, uit 'n familiegroep van Dan. Sy naam was Manoag. Sy vrou was onvrugbaar en kon nie kinders kry nie.
Die engel van die Here het aan die vrou verskyn en vir haar gesê, kyk, jy is onvrugbaar en kan nie kinders kry nie. Maar jy gaan swanger word en 'n seun in die wêreld bring. Daarom wees nou versigtig, moenie wyn of sterk drank drink nie en moenie enigiets onreins eet nie. Ja, kyk, jy gaan swanger word en 'n seun in die wêreld bring. 'n Skeermes mag nie naby sy kop kom nie, want die seun sal 'n Nasareer van God wees, van die moederskoot af. Hy sal begin om Israel te red uit die hand van die Filistyne. En dan gaan die hoofstuk aan en dan sê dit op die einde, en die vrou het toe 'n seun in die wêreld gebring, en hom Samson genoem. Die seun het groot geword, en die Here het hom geseën. Die gees van die Here het hom begin aanvuur, by Dan tussen Sora en Estaol. En dan sien ons Samson raak groot, en op 'n stadium gaan hy na Timna, die land van die Filistyne. Dan lees ons, Samson het afgegaan na Timna. In Timna het hy 'n vrou onder die Filistynse meisies raak gesien. Hy gaan toe op en vertel dit vir sy vader en moeder. Hy het gesê, ek het 'n vrou onder die Filistynse meisies in Timna raak gesien. Kry haar dan vir my nou as vrou. Sy vader en moeder sê toe vir hom, is daar nie onder die meisies van jou volksgenote, ja onder my hele volk, dan nie 'n vrou, dat jy moet gaan om 'n vrou te kry onder die onbesnede Filistyne? Maar Samson het vir sy vader gesê, kry haar vir my, want in my oë is sy die regte een. Nou daai het ook nie mooi uitgewerk nie. 'n Ruk later het hy verlief geraak op 'n vrou uit Sorekdal. Haar naam was Delila. Die regerders van die Filistyne het na haar toe gegaan en vir haar gesê, praat met hom en vind uit waarin sy groot krag lê, hoe ons hom kan oorweldig en vaspunt om hom weerloos te laat. Elkeen van ons sal vir jou 1100 sikkel silwer gee. En dan sit hierdie verhaal wat Delila vir Samson probeer verlei. En sy geheim by hom vind. Sy geheim as Nasareer en die geheim agter sy groot krag was sy hare. Sy hare moes nooit gesny gewees het. En dan op die ou einde hou sy so aan by hom dat hy op die ou einde vir haar allerhande stories vertel, maar nie die waarheid nie. En elke keer dan ruk hy homself los as hulle hom wil probeer vaspunt en hy oorwin hulle. Sy het hom op haar skoot aan die slaap gemaak. Dis nou nadat hy sy diep geheim met haar gedeel het. Aan die slaap gemaak. Iemand geroep en die 7 vlegsels op sy kop afgeskeer. So het sy begin om hom weerloos te maak. Sy krag het van hom gewyk. Toe sê sy, die Filistyne is op jou, Samson. Hy het uit die slaap wakker geskrik en gedink, ek sal uitkom soos die vorige keer. Ek sal my losruk. Hy het egter nie besef dat die Here van hom gewyk het nie. As ek aan hierdie verhaal van Samson dink en reflekteer, dan besef ek Samson het 2 goed gesê wat baie manlike goed is om te sê. Hy het 2 goed gesê wat ons graag ook as mans van tyd tot tyd sê. Die eerste een is, ek wil dit hê en ek wil dit nou hê. Dis wat Samson gedoen het. Hy sê, gaan haal daai meisie in Timna nou vir my as vrou. Wanneer hy iets wil gehad het as gevolg van sy sterk krag, het hy dit gevat, dit doodgemaak, dit geneem. Ek wil dit hê en ek wil dit nou hê. En hoeveel keer sê ons nie ook daai, ek wil dit hê en ek wil dit nou hê nie. Laat my dink aan die bekende woorde van Julius Caesar, I came, I saw, I conquered. Dis deel van man wees. Ons as mans wil iets inneem. Ons wil veg vir iets. Ons wil jag. Dis vir die rede hoekom daar meer mansjagters is wat gaan jag in die winter as wat daar vroue is wat gaan jag. Nie dat vroue nie mag jag nie, maar dis deel van man wees. Jy kan dalk by jouself dink, hoe sal ek nou vir die hele dag in die veld stap en swaar kry agter 'n bok aan om 'n bok te skiet? Maar dis deel van man wees, dis daai avontuur. Die Engelse woord quest. Jy gaan op hierdie quest. En so gereeld gaan ons as mans op hierdie quest en ons wil dit wat ons sien, wil ons hê. Ons sien daai speelding of daai kar en ons wil dit hê. Dan maak ons skuld. Of ons werk daarvoor, of ons spaar daarvoor. Maar ons doen alles in ons vermoë om hierdie te kan hê in ons lewe. En op die ou einde
kos dit jou baie keer. Dit laat jou in skuld. Dit laat jou oor die tou trap. Dit laat jou op 'n plek waar jy iets neem wat jy nie moes geneem het nie. Iets sê wat jy nie moes gesê het nie. Want jy sien, ons is mos kompeterend ook by dit alles. Ons wil hê daar moet telling gehou word. Ons kan nie speel as daar nie telling gehou word nie. En as daai, ek wil dit hê en ek wil dit nou hê. En op die ou einde bring daai ingesteldheid ons baie keer op 'n verkeerde plek. Ek wil hierdie ding hê en ek vat dit nou. Die tweede ding wat Samson gesê het is, ek kan dit hanteer. Ek kan dit hanteer. Ek kan met hierdie Filistynse meisie omgaan. Ek gaan vir haar nie die hele waarheid vertel, 'n storieetjie. Ek kan dit hanteer. En later raak hy so selfvoldaan in hoe hy dink hy dit kan hanteer, dat hy sy hele hart ontbloot en op die ou einde dit nie kan hanteer nie. Ons as mans is ook so. Ons is lief om hierdie volgende te sê, ek is fine. Ek het dit. Moenie bekommerd wees nie, ek het hierdie ding. Ek sal later regstel. Ek weet ek werk nou 'n bietjie hard en ek verwaarloos bietjie my gesin, maar ek het dit. Hulle sal daar wees, ek sal dit uitsorteer. Ek moet nou net hierdie uitsorteer. Of jy begin 'n flirtasie met iets wat jy nie 'n flirtasie, of iemand met wie jy nie 'n flirtasie moet begin nie. En hierdie word later 'n obsessie. En jy sê die hele tyd vir jouself, maar ek kan dit hanteer. Ek gaan my soos die vorige keer net losruk. Of daar's dalk een of ander gewoonte in jou lewe wat verslawend of bindend is of negatief is vir jou. En jy sê, nee, maar ek kan hierdie hanteer. Ek kan ophou as ek moet. Ek kan die kant toe draai as ek moet. En op die ou einde vind jy jouself vasgedraai en vasgebind. So Samson, en jy kan nie daar uitbreek nie, en jy besef nie, ek het hier gekom. Juist omdat ek hierdie twee goed gesê het, ek wil dit hê en ek wil dit nou hê, dan vat jy wat jy nie moet vat nie, of waarvoor jy nog nie gereed is nie. En ja, ek kan hierdie hanteer, ek is op dit, en jy land, so Samson, op 'n baie negatiewe plek. Ons lees dat hulle hom gevang het, sy oë uitgesteek het, hy was blind, en hulle het hom 'n meel laat maal, basies die werk van 'n donkie. Hulle bind hom vas en hy moet al in die rond loop, en hierdie meel heel dag draai. Partykeer bring hierdie twee sinne wat ons so graag sê, ons in die moeilikheid. En ek kan nie vir jou besluit, al wat ek sê is, ek is nie 'n engel nie. Hierdie sinne het my ook al in die moeilikheid gebring. Ook al op 'n plek gebring, waar ek nie sou gewees het, as ek het nie gesê of gedink het en so opgetree het nie. Maar kom ek gee vir jou twee gebede wat hierdie sinne neutraliseer. Dit is soos 'n teengif of 'n teenmiddel vir hierdie twee sinne. En dit is eintlik 'n sinspeel op dieselfde sin. Die eerste sin wat ons eerder moet bid is die volgende: ek wil meer van God in my lewe hê en ek wil nou daarvan hê. Ek wil meer van God in my lewe hê en ek soek daarvan nou. En dan begin jy jou lewe so inrig dat dit wel dit is. Ek dink aan die storie van Dawid. Dawid lees ons in Handelinge 13 vers 22 sê, van hom, dis nou Dawid, het God gesê, ek het in Dawid 'n man na my hart gevind, hy sal my opdragte uitvoer. Nou, dis 'n baie mooi versie. Maar die van julle wat die Ou Testament al gelees het, en veral al die storie van Dawid toe hy koning was, hy het hierdie mooi storie as 'n onskuldige, jong skaapwagter, en wat Goliat verslaan, en wat op die ou ende dan koning word, maar terwyl hy koning is, en terwyl hy pa is, en terwyl hy man is, het hy 'n klomp foute gemaak. Ons weet dat hy op die ou ende gesukkel het met te veel ambisie. En dat hy ook gekyk het eenslag toe hy op sy dak is en hy sien 'n vrou wat bad, het hy ook gesê, ek wil dit hê en ek wil dit nou hê. En toe sê hulle van, maar sy's getroud, toe sê ek wil dit hê en ek wil dit nou hê, ek kan dit hanteer. En hy land op die ou einde op daai plek waar hy oorspel pleeg, en reël dat hierdie vrou se man voor in die oorloglinies beklei, sodat hy moet sterf. Dis eintlik moord. 'n man na God se hart, wat sulke goed doen. Weet jy dat Dawid het sy kinders ook verwaarloos?
Absalom kom teen hom in 'n opstand in rebellie, omdat sy pa hom een keer nie eers gaan besoek het nadat hy 2 jaar reeds in Jerusalem was nie. Daai verwaarlosing, ek kan dit hanteer. Ek gaan dit later regstel. Ek wil dit hê, ek wil dit nou hê. Dit was daar in Dawid se lewe ook. Maar dan kom die profeet mos na hom en sê, Dawid, jy is die man wat verkeerd gedoen het. Jy wou goed gehaat het en jy wou dit nou gehaat het in plaas van om te sê, God is genoeg vir my. Ek wil net God in my lewe innooi. En dan daai hartsopenbarende, daai hartsverskeurende gebed wat Dawid bid, en ons lees dit in Psalm 51, waar hy dan gaan en bely teenoor die Here en sê, Here, ek wou goed gehaat het en ek wou dit nou gehaat het, en dit het gemaak dat ek op 'n verkeerde plek beland het. Ek het gedink ek kon dit hanteer en ek het op 'n verkeerde plek geland. En dan bid hy die volgende in Psalm 51 vers 12 en 13, hy sê, skep vir my 'n rein hart, o God. Moet my tog nie van u wegdryf en die Heilige Gees van my wegneem nie. Laat my weer u met toewyding dien. Weet, en dit kom so aan die einde van 'n hartverskeurende, hartopenbarende Psalm, wat hy sê, Heer, ek is jammer, ek het verkeerd gedoen. Ek moenie sê ek wil dit hê en ek wil dit nou hê, en ek moenie sê ek kan dit hanteer nie. Ek moet eerder sê, ek wil weer u met oorgawe dien en my alles vir u gee. So bid eerder, ek wil meer van God hê. Nou die gebed is die een kant, maar hoe maak ek om meer van God in my lewe te vind? Ek wil vir jou hierdie raad gee. Belyn jou lewensaktiwiteite so, dat daar meer tyd en plek vir God is, en minder tyd en plek vir die verkeerde is. Skep vir jou 'n tyd van stilte elke dag. Lees Bybel. Lees geestelike boeke. Luister na worship musiek in jou kar. Moenie in die radio aansit nie, maar luister ook na musiek wat jou opbou. Rig jou lewensaktiwiteite so. Ons almal weet, daar's tye, daar's plekke en daar's emosies wat ons baie keer die sneller in ons lewe trek na die verkeerde kant toe, na die verkeerde goed toe. Identifiseer daai plekke. Identifiseer daai snellers, daai emosies. Dalk is dit daai gevoel wat jy voel, ek is verwaarloos of ek word nie raak gesien nie, so ek verdien hierdie in my lewe. Dis 'n verkeerde emosie om te ervaar, want dit trek jy sneller na die verkeerde toe. En begin lewensaktiwiteite insit. Miskien is dit 'n stokperdjie, miskien is dit om gaan draf saam met 'n vriend, of by 'n boksklub, of by 'n hardloopklub aan te sluit, of saam met 'n mens gaan fietsry, of 'n stokperdjie wat jou net jou gedagtes besig hou en jou hande besig hou. Begin te dien by die kerk. Raak 'n vrywilliger en sê, ek wil hier help, ek wil daar help, ek wil my tyd, my geld, my energie vir God gee. So, in plaas van om net te sê, ek wil meer van God in my lewe, gee meer van jouself vir hom. Maak meer kamers van jouself vir hom oop, deur jou aktiwiteite te belyn. Met dit wat jou nader aan hom bring. In plaas van om te bid, ek kan dit hanteer, of te sê ek kan dit hanteer, begin bid, ek kan dit nie hanteer nie, maar met God se hulp kan ek. Ek kan nie, maar met God se hulp kan ek dit hanteer. Nou weet ek, daar's baie goed wat jy moet hanteer. Daar's die uitdagings by jou werk. Daar's uitdagings in jou lewe. Jy sit dalk en kyk na hierdie, of lê in jou bed en kyk na hierdie video en jy's bang vir die week wat voor lê. En daar's soveel dinge wat jy moet maak werk. Of dalk is daar 'n gewoonte of iets in jou lewe wat jy besef, ek kan nie hierdie eintlik hanteer nie. Dit het my baas geraak. Te sê, Here, ek kan nie. Ek nooi u in, ek het u nodig. Ek het u hulp nodig. Dit is Søren Kierkegaard wat gesê het, and now, with God's help, I shall become myself, and the best version of myself. Met God se hulp kan jy werklik die man wees wat jy moet wees vir jou gesin, vir jou vriende en vir hierdie wêreld.
Ek wil vir jou die volgende stelling los, wat ons as mans nogal mee sukkel. Want ons sukkel om te erken dat ons sukkel, né? Ons is mos altyd fine. Dis eers as jy daar in 'n buurt rondry, wat jy nou agterkom, ek wou nie eintlik hier opgeëindig het nie, en hierdie buurt lyk bietjie gevaarlik, in die weggee teken is dat die honde daar met messe en hokkie-tokkies rondloop, dan besef jy, ek moes maar na my vrou geluister het en die GPS aangesit het. Maar dis man. Ons wil nie sê ons sukkel nie, ons wil nie sê ons maak dit nie. Maar ek wil jou nooi na hierdie stelling toe. Swak is die nuwe sterk. Swak is die nuwe sterk. En ek leen dit uit die woorde van Paulus in 2 Korintiërs 12, waar Paulus worstel met 'n doring in sy vlees. En daar is al baie geskryf oor daai doring in die vlees, so ek sal ook my 2 sent gee. Ek is oortuig dat die doring in sy vlees was daardie valse apostels wat heeltyd gesê het, Paulus is nie 'n ware apostel nie. Hulle het op 'n stadium gesê, en Paulus skryf dit, Paulus is 'n groot mond in sy briewe, maar as jy in sy teenwoordigheid is hy nie so groot nie. En ek dink hierdie mense het gereeld die werk wat hy begin het in gemeentes afgekraak en afgebreek, en hulle was soos 'n doring in sy vlees. Miskien het jy 'n paar dorings in jou vlees. Miskien is dit iets, miskien is dit iemand, miskien is dit iemande. Miskien is dit 'n verslawing, 'n gesondheidstoestand, finansies, wat jy as man mee sukkel. Swak is die nuwe sterk, want Paulus skryf, nadat hy so 'n bietjie gehuil het by die Here, en 'n klomp keer vir die Here gevra het om hierdie dorings uit sy vlees uit te haal, dan bid hy die volgende, hy sê, Here, ek kan nie meer, jy maak my sterk, en dan kom die woord van die Here na hom toe, en die Here sê vir hom, my genade is vir jou genoeg, want my krag kom juis in volle werking, wanneer jy swak is. Want wanneer ek swak is, skryf Paulus, dan is ek sterk. Wanneer ek sê, Here, hier is ek kan nie, maar ek wil dit saam met U doen, dan raak jy sterk. Ek gaan op die skerm daai 2 gebedslyne sit. Eerstens, ek wil meer van God in my lewe hê. En tweedens, ek kan dit nie hanteer nie, maar met God se hulp kan ek. En ek gaan net vra dat jy 30 sekondes gaan neem van stilte, dit gaan nou op die skerm wees, dat jy net oor hierdie gaan bid, en gaan sê, noem vir die Here wat dit is. Kom ons doen dit nou. Here, ons soek meer van U in ons lewe. En daar is baie goed wat ons nie kan nie. Maar met U hulp weet ek dat ons kan. Ek bid nou vir elke man, elke seun, elke pa, elke oupa. Here, help ons om die manne te wees wat U wil hê ons moet wees. Amen.